naam is Ansu en welkom terug by die speelhoekie. Hier by die speelhoekie leer ons meer van Jesus en ons leer meer van die Bybel. Ons het laasweek 2 nuwe maatjies ontmoet, David en Daniel. En vandag is hulle terug. Ja, hulle is terug met 'n nuwe storie. En wat gaan hulle vir ons leer? Ek weet nie. Is julle reg om te gaan kyk? Gats. Het julle dit gehoor? Kom ons gaan kyk wat dit is. Gaat op tata. Gaat op tata. Gaat op tata. Wat is die geraas? Die geraas? Daai geraas was die begin van my straf, David. Wat het jy gedoen? Ek het bal geskop by die huis en toe skop ek die boekrak rond en toe val my ma op sy gunsteling glas bak. Jy mag nie. Ek weet, ek weet. Gaat op tata. Wat gaan jy nou doen? Ek gaan die gemors gaan skoonmaak en dan het my lief my ma vertel dat het gebeur nie. Ek sien nou glasbakkie is weg. Dan sal ek jou en sê was my sussie. Ja, my sussie. Jy mag nie. Maar wat anders gaan ek doen, David? Wees eerlik en sê jammer. Nee, ek gaan nog steeds gestraf word, David. Ja, want jy was ongehoorsaam, so dis net reg dat jy gestraf word. Sis, David, ek dog jy is my beste maatjie. Gaan jy my nie eens help nie? Okay, maak jy die gemors skoon en dan sal ek die straf vat. Wat? Nee, dit is nie jou skuld gewees nie. Ek weet. Maar jy het nie so gespeel nie, David. Ek weet. En jy het gesê ek moet ophou. Jy het gesê as ek anders speel, gaan iets breek. Ek weet. En jy sal nog steeds my straf vat? Ja, want dit is my beste mooitjie. Wow. Maar, okay, ek skuld jy dan. Dan volgende keer wanneer jy iets sou doen, dan sal ek jou straf vat. Dan is ons even. Dis okay, Daniel. Jy hoef nie. Wat? Wow. Jy is werklik my beste maatjie. Altyd. Okay, maar gaan maak jy die gemors gou skoon. Okay. Dankie, David. Ek waardeer dit. Plesier. Okay. Hoe gaan jy besig? Okay, wat kan ek sê? Danny, ek was bietjie stout. David? Wat was so geraas gewees? Dit was, ek het per ongeluk, ek weet nie, ek het per ongeluk die gras gebreek. Het jy of het Daniel? Daniel? En nou, hoekom sê jy dis jou skuld? Want hy is my beste maatjie en ek moet hom help. Hy is baie gestres en hy is bang hy kry raas. En dis nie my ma nie, so dit sal sekerlik nie so erg wees as die tannie kwaai is met my nie. Shame, David. So dis nie jou skuld nie en jy is bereid om die straf te vat daarvoor? Ja. Wow, hoekom gaan jy vir Daniel help? Ek is baie lief vir hom en ek weet hy sal dit vir my ook doen en hy is my beste maatjie en dit is wat maatjies doen vir mekaar. Hulle help mekaar. Wow. David, weet jy waar laat hierdie my dink? Nee, wat? Dit klink vir my baie soos wat Jesus vir ons gedoen het. Pragtig? Ja. Ons was stout. Ons is mense, so ons is stout. En hy was heeltemal onskuldig. Hy het nie sonde gehad nie en hy was altyd soet geweest. En toe besluit hy gaan die straf vat vir ons. Die straf wat ons moes vat hy toe. Ja, die hele wêreld se straf op ons. Die hele wêreld se straf. Want hy is lief vir ons. En wat het ons laasweek geleer? Dat die Here lief is vir ons en hy sal enigiets vir ons doen. Yes, en wat is Daniel vir jou? My beste maatjie. En wat het ons geleer? Jesus is ons beste maatjie. Presies, David. Hoe mooi is dit nie? Dis baie mooi. Ek kan nie glo Jesus is so lief vir my dat hy al my sonde sal wegvat nie. En Daniel se. Hoe cool is hy nie? So cool. So, wil jy vir hom dankie sê, David? Altyd kan ek. Natuurlik kan jy. Weet jy hoe ons vir hom dankie sê? Bid? Exactly, want dis ons met hom praat. Ansu. Ja? Voor ons bid. Wil jy weer my handjie saamvat en vashou? Natuurlijk, David. So
maatjies ons het geleer wanneer ons bid, dan maak jy gewoonlik jou oogies toe en jy sit jou handjies bymekaar. Maar Dawid is 'n pop, so hy kan nie sy oogies toe maak nie, maar ek kan sy handjies vashou. So ons gaan nou bid en dan kan julle net by die huis agter ons aansê. Okay? Is jy reg, Dawid? Altyd. Maak julle oogies en hier gaan ons. Liewe Jesus, baie dankie dat U lief is vir ons. Baie dankie dat U lief is vir ons. Dankie dat U ons beste maatjie is. Dankie dat U ons beste maatjie is. En dankie dat U altyd ons sondes vergewe. En dankie dat U altyd ons sondes vergewe. En dankie dat U al ons sondes wat ons nog ooit in ons hele lewe gaan doen, klaar vergewe het. En dankie dat U al ons sondes wat ons nog ooit in ons hele lewe gaan doen, altyd sal vergewe. Dankie. Amen. Dankie, Dawid. Dankie vir jou, Hansie. Ek voel sommer baie beter. Jy is 'n baie goeie maatjie vir Daniel. Dis maatjies, ons hoop julle het baie lekker vandag saam met ons gekuier en vir Dawid en Daniel geniet. Die groot lesie wat ons daar geleer het is dat ons as mense is sondig. Maar omdat Jesus vir ons op die kruis gesterf het, is ons skoon. Ons hoef nie meer ons skuld te dra nie. As mens stout is, dan moet mens gestraf word, né? En presies, ons as mense is stout. So God moet ons straf. Maar omdat hy vir ons lief is, so lief is, wil hy ons nie meer gestraf het nie. En hy wil heeltyd gehad dat ons moet by hom wees. So toe stuur hy vir Jesus. En met die kruis maak Jesus toe 'n pad tussen God en ons vir hom, sodat ons vir altyd by hom kan wees. En dis die ding van Jesus en sy bloed wat hy vir ons gegee het op die kruis. Is dat, maak nie saak wat se sonde ons reeds gedoen het nie, maak nie saak wat se sonde ons vandag gedoen het nie. Miskien was jy klaar stout, miskien het jy klaar nie vir mamma geluister nie, of jy het klaar gejok. Dit maak nie saak nie. En maak nie saak wat se sonde jy nog gaan doen môre nie, of vir 20 jaar nie. Jou sonde is klaar vergewe. Dit is klaar weg. Dit is klaar skoon gemaak. Dankie vir Jesus. En vandag in die kerk gebruik ons die nagmaal. En die nagmaal is net 'n manier vir ons om onsself te herinner van Jesus se liefde en van dit wat hy vir ons reeds gedoen het, sodat ons vry kan wees, sodat ons kan weet en onsself kan herinner aan hoe lief God ons het. Want dit is al wat saak maak, is dat hy lief is vir ons en dat hy by ons wil wees. So, ons hoop dat julle saam met mamma en pappa vandag Jesaja 1 vers 1 tot 31 gaan lees en vra 'n bietjie vir mamma hulle, hoe werk dit? As daar iets is wat jy nie verstaan nie. Hoekom gebruik ons die brood in die nagmaal? Hoekom gebruik ons die wyn of vir kinders druiwesap? En laat hulle vir julle vertel die storie van Jesus en hoekom hy vir ons sondes gesterf het en wat die nagmaal regtig is. Maar ons hoop julle het hierdie storie vreeslik baie geniet. Ons hoop julle het baie geleer en ons hoop om julle volgende week weer te sien. Tot dan, maatjies!